sy het aan die ander keer gisterand gesê, sy wens ons kan bietjie in Afrikaans bedien, so die hele naweek is in Afrikaans, gewoonlik doen ek dit in Engels vir YouTube, want daar is dan nog 'n klomp van Uganda en Kenia wat op luister, en hulle verstaan nou nie Afrikaans nie. En nou kry ek klagtes dat die mense voel die Afrikaans is nie so kragtig soos die Engels nie. En dit is so, ek het gesukkel gisterand met die Afrikaans, maar toe ons eers aan die gang kom, dis dit vir my okay. So ons het nou klaar begin met die Afrikaans, so ons gaan nou aangaan met die Afrikaans, is dit reg? So dan nou Annetjie en oom Wessel, hierdie naweek is nou net vir julle. Die res van die mense klaar, hulle is gewoond aan die Engels, so ja, hulle kan weer Revelation maandag aan luister. Mixed multitudes of languages, out of every tribe, nation and tongue. And I'll make, what's our verse? I'll make Judah jealous with a people from a strange tongue in the end days, because the strange tongue, Afrikaans, Engels, ek weet nie wat se allerhande tale, is busy making the Jews jealous because we are keeping their Sabbath day that they thought was theirs. But then we realized when we come out of Egypt and we come to Mount Sinai and we make covenant with this God, that we are grafted, nou sê ek alweer op Engels. Maak dit so as ek op die Engels gaan kan, nie? En ons gisterand se stukkie en ons kom by die berg en ons maak covenant en is 'n mixed multitude in Egiptenare en ek weet nie wat se allerhande nasies nie. Dan begin ons hierdie Shabbat hou, want dis die God wat hierdie aarde geskep het in 7 dae. 6 dae gewerk het en hy die Shabbat ingestel. So dis 'n witness. Wat was gisterand? The words of our witness. En Shavuot is 7 Shabbatte van Pesach af toe ons uitgekom het en ons kom by die berg en ons maak covenant met hierdie God wat ons trek na hom toe en hy vra, wil julle met my trou? En ons sê, I do. En Moses bring die bruid tot by die berg en daar gee God wat? Sy reëls van sy huwelik. En wat doen ons? Yes, ons gaan met hierdie God trou. Toe is ons bang, toe dra ons weg. Dis wat ons gisterand gedoen het, ek sal vir julle die versies gee. So, Jehovah het 'n witness, Jehovah se witness is om te sê, wie is hy? Ek is die God wat julle uit aarde gemaak het, ek is die God wat julle uit Egipte gebring het, wil julle my volk wees? Ja, ons wil, kom by die berg, was jouself skoon, en daai dag van Shavuot, presies 7 Shabbatte na, dat ons first fruits uit Egipte uitgekom het, maak hy covenant met ons. Dis die God wat ons aanbid, dis sy witness. Wat is ons witness? Onthou julle gisterand, die wat hy was? As julle wil antwoord, moet jy lekker hard antwoord. TNT. So ons witness is, hierdie God, wat Genesis 1 vers 1, daai God van daai skepping, dis ons God. En ons is in covenant met hom. En die feit dat ons byvoorbeeld na Shabbat hou, is 'n meer as woorde getuienis. Dis die getuienis van dit wat jy doen. Wat is Shema? Hoor en doen. En wat is witness in Hebrew? Ed, ayin, dalet, ek check jou uit, ek is 'n eyewitness. Ayin is oog, dalet is deur. So as ek hier kom staan en ek check hier, dan weet julle, daai ding van getuienis. Getuienis in die Hebrew is eyewitness. I stand at the door and I'm witnessing. Ek sien wat gebeur. Jehovah sê gisterand, julle het gesien wat ek met die Egiptenare gedoen het. Eindtyd, julle gaan sien wat ek met Egipte doen. Hoekom sê ons die wêreld is Egipte? Kyk op die dollarbil. Wie run die wêreld? Money. Wat is die standaard waarin alle money gekoppel is? Die Amerikaanse dollar, vir 'n rukkie nog, tot AI en digital oorvat. En wat is op die dollarbil? Presies dieselfde as wat in Egipte was, die piramide. En dan het ons tussen Exodus en Handelinge lekker heen en weer gespring, want Exodus 19 en Handelinge 2 is die hele Shavuot. Hy word Pentekost genoem, is dit omdat hy Grieks is. Pentagram, 5, Pentagon, die 5-puntige plek wat nie ontplof het met 'n wat? Ag man, 'n aeroplane nie. Maar anyway, so Penta beteken 5, so Pentekost is die 50ste dag. En Shavuot, Shiva beteken 7, Shavuot is baie 7 sevens. En dis die 49, so hierdie 2 name is die name vir dieselfde fees. En in Handelinge het ons weer die getuienis gesien. En wat is die groot, soos wat ons deur Exodus en Levitikus en Handelinge gewerk het, wat is ons eyewitness? Ayin dalet, we are the witnesses for him. Wat is ons witness? Wat het Petrus ons geleer? Die oomblik toe hulle deur hulle Shavuot gaan,
Ek gaan dit elke keer doen. Ek gaan elke keer die vorige keer vra om te kyk of enigiemand enigiets gehoor het. Hy het van Dawid gepraat. Hoekom? Dawid se getuienis. Hoekom? Hoekom? Dawid was 'n profeet. Dawid was 'n profeet. So, wat was Petrus se testimony? Hy het sien waar word. Hy het dit sien waar word. In die kerk het ons geleer, wat is jou personal testimony? O, Jesus het my gesond gemaak. Daarom is ek lief vir hom. Dis ons personal testimony. Hy het vertel wat Dawid gesê het, geprofeteer het, hoe het dit gebeur, het julle gesien, dit is Yeshua, uit dit wat So, Dawid Petrus se getuienis of sy testimony was oor Yeshua en dit wat geprofeteer is van hom. So, ons testimony en ons witness is nie wat Jesus in jou lewe gedoen het nie. Dis jou personal story. En dit gaan nie mense in die laaste dae terugtrek na hierdie God toe, teen wie die grootste vyand en war gaan wees nie. Want die draak maak oorlog teen die remnant, wat die TNT onderhou, die Torah en die testimony. Hy maak net teen hulle oorlog. So, daar gaan 'n God wees in die wêreld, en die Bybel sê, the whole world will wander after the beast. And the whole world will worship the beast. So, jou testimony, ek kraak dit nie af nie, maar nêrens in die Bybel sien ek vreeslik baie testimonies van wat het God nou regtig in my lewe gedoen nie. Wanneer mense opstaan, veral na Shavuot, as hulle opstaan, dan praat hulle oor, wat sê die woord van God? Wat is die tekens van die tye? Wie is Yeshua? Wat moet julle doen? Hoe kom julle terug in covenant met hom? So jou getuienis gaan oor dit wat jy sien in die woord en dit wat ons gaan sien, eyewitness, in hierdie laaste dae. Want alles wat nou gebeur, in die ekonomie en in die tegnologie, is in die woord geskryf. Hoe 20, 30, 40, 50 jaar terug toe julle oupas en oumas geleef het hulle gedink die merk van die dier is die barcode. Hoe toe jy klein was, kon jy AI of enige van hierdie tegnologie ooit verstaan? Hierdie goed van die Bybel van, almal gaan die beest aanbid, almal gaan 'n merk op hulle hande dra om te koop en verkoop, daar gaan 'n mixing wees van die kleivoete met die staal en die yster, en in daai tyd van die mixing, jy weet van Daniël 2 se mixing, nee, in die voete, in daai tyd, wanneer die 10 konings, die 10 tone regeer, gaan die little horn tussen die 10 horings opstaan, en hy gaan een groep mense persecute. The saints who keep the TNT. So, hoe kon hierdie goed 20, 30, 40, 50 jaar terug sin gemaak het? Nou dat tegnologie is nou glad nie te doen met die Bybel nie. Maar nou dat tegnologie die wêreld begin oorneem en kontrole begin vat van die wêreld, kan ons begin sien hoe die vyand se plan in plek kom. En ons kan die dinge wat geprofeteer is begin herken. So jou getuienis is die feit dat jy nou nie al hierdie mixing in jou liggaam gaan vat nie. Nie enige shots nie, nie enige microchips nie. En wat het ons met die laaste Revelation study bespreek? Waarvan is 'n microchip gemaak? Silikon. Waarvan is silikon gemaak? Sand. Jou hoofbestanddeel van silikon is sand. Waarvan het Jehovah die mens gemaak in sy image? Sand, grond. So waarmee is the image of the beast besig? Met hierdie hele tegnologie. Dit het nie van tevore sin gemaak nie, but these are the last days. So ons getuienis om te sê, ek was 'n druggie en 'n engel het aan my verskyn en vandag is ek nou in die kerk, halleluja. Dit is mooi, but it's not gonna cut it. According to the standard wat Shavuot vir ons stel. Want as ek kyk na dit waaroor die mense getuig met Shavuot, Ou en Nuwe Testament, gaan dit oor nie jou nie. Nie my nie. Getuienis is oor hom. Dis hoekom those who keep the Torah and the testimony of Yeshua. En waar kry jy die testimony of Yeshua? Nie oor wat hy vir jou gedoen het nie. Die testimony kry jy deur reliable witnesses. Wie's reliable witnesses? Die woord. And that's it. So hoeveel profete het ons vandag? Niks. Well done. Okay, kan ek aangaan? daai agenda let is ook so see the door. En Yeshua is die
So, jy staan in die deur en jy witness wat aangaan en jy witness vir hom, maar jy staan ook en jy sien die deur. Ja, well done. Jy sien, in die Hebrew, in jou picture language, en daar is geen language soos Hebrew nie, daar is nie een ander language wat kan doen wat Hebrew doen, om 'n woord te vat, getuienis. Wat beteken getuienis in die kerk? Wat het Jesus vir jou gedoen? Maar getuienis volgens die Hebrew. Dit was alles wat ek nou gesê het, is in daai 2 lettertjies, Ayin Dalet opgesluit. So jy sien, jou oë gaan oop, jy word wakker, jy was blind, nou kan jy sien, en jy sien die deur, en daar's hoeveel deure om in te kom? Nee. En wat wil jy sê? Hy is die deur en hy is die een wat jou oë oopmaak. Exactly. Dis hoekom hy die oë genees het. I was blind, but now I see. I'm the one who was sent to heal the blind. Nou kan jy deur die deur gaan om te kan sien. Maar jy moet eers die deur sien, dan moet jy deur hom gaan, en daai deur het wat? Want ons kom uit Pesach uit, ons is nou by Shavuot, hy het bloed aan die kusyne. So jy sien hom vir die eerste keer in jou lewe, genuine sien. Dan kan jy deur hom gaan. En as jy deur hom gaan, wat gebeur? Dan skeer jy oor hier teen die deurkusyn, wat gebeur met jou oor? Because revelation is written only for the bond servants. Hoe word jy 'n bond servant? Hamer jou oor teen die deur vas, so daar skeer die bloed, sy bloed, jou bloed, daar skeer dit, daar loop jy deur die deur. Nou gaan getuig jy. Oor wat? Nie oor jou wat in jou lewetjie. Niemand stel belang in jou lewetjie nie. Hulle stel belang in hom. Is ek reg? Kan ek aangaan? So, dit was gisterand. Vandag spring ons weer lekker tussen Exodus en Handelinge. So, ek is nie, soos daar by die kerk het hulle vreeslike lekker groot presentation, en so dis nou nie hierso so nie. Hier blaai ons fisies in die Bybel rond. So, julle moet maar net geduldig wees. Want nou is dit nog nie eers my Bybel nie, want ek dink ek het 80 jaar laas Afrikaanse Bybel gelees, so ek leen dan die Petrusin. Exodus 19 vers 9. So gisterand was oor Jahoua praat, dan praat ons. Dan praat hy, dan praat ons. Hierdie 2 getuienisse en hoe ons met mekaar interact. Vanoggend kyk ons na al die verse in Ou en Nuwe Testament, met Shavuot in die Ou Testament en Shavuot in die Nuwe Testament, na die kenmerke. Want die groot ding wat ek geleer het ook in die kerk was dat Pentekost het die Ou Testament vervang. Kom ons kry dit net gou agter die blad volgens die woord van God. Dis hoekom ek vandag spring tussen Exodus en Handelinge en sommer Matteus ook die hele tyd. Want die teaching wat vanaf 300 jaar na Christus gekom het, wat 'n split gebring het tussen die volgelinge van Yeshua en die Rooms-Katolieke kerk, is vandag nog sterker as wat dit daai tyd was. So in die kerk het ons geglo dat dit wat by Berg Sinaï gebeur het, was vir die Jode. Wie van julle dit geleer toe julle in die kerk was? Net ek en jy. Almal van ons, nee. En nou, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe is die ware kerk gebore. Dis wat ons geleer het. Nou het ons intussen Jahoua het ons oë begin oopmaak, dis genade, en ons het begin goed raak lees, en nou begin ons vra, maar ons sien die woordjie kerk, is die woord wat gebruik word vir die multitude rondom Berg Sinaï. Want die woord Ecclesia beteken called out ones in Grieks, en sy Hebreëse equivalent is Kahal, meaning called out ones, en ons kry Kahal en assembly of Kahal rondom die berg. So daar is hy kerk gebore. Toe hy met hulle getrou het. Jeremia 31, ek sal 'n nuwe covenant maak, nie soos ek gemaak het by die berg Sinaï, toe ek met julle getrou het, en ek julle husband was nie, want wat het julle 3 dae later gedoen? Lekker kaal om die goue kalf begin dans, want julle kon nie vir my wag nie. Julle getuienis het nog nie ingesak nie, julle het nog nie gesien nie. But in the last days, I'll make a new covenant with the house of Israel, who scattered into all the nations, and I'll write my Torah on your heart, and you will see, and you will witness of me. And you'll go to the ends of the earth, 4 corners. Onthou gisteraan die altaar, die 2 witnesses, staan in die voorhof, langs die altaar, uit 4 hoeke. Joshua, wat het ons gisteraan gesê? In Handelinge 1 vers 4 tot 5, gaan uit na die uithoeke van die aarde af om te getuig. Oor wat? Oor hierdie God van die aarde.
Want hy het gesê, ek bring julle na my toe, as julle luister na my, Exodus, wat was dit? Exodus 19 vers 7 tot 8, nee, Exodus 19 vers 4 tot 6, het hy gesê, as julle luister na my en my gebod onderhou, en in my covenant inkom, dan sal ek julle vir myself neem as 'n peculiar people and a holy priesthood, onthou julle? Want ek is die God van die hele aarde. En dis hoekom op die altaar wat van unhewn stones, natuurlike rotse gemaak is, jy mag nie kap aan hom nie. Dit verteenwoordig dat God se autoriteit, hy is die God van die hele aarde. Die voorhof is op aarde. Die sacrifice, die altaar waar Joshua gesacrifice was nie in die hemel nie. Hy moet gesacrifice word, die lammetjie word gesacrifice weer. Waar? Op die altaar. Waar is die altaar? Op die aarde. Waar het hy sy bloed gevat? Tempel toe. Nee, hemel toe. Ek was nog nie by my Vader nie. Want hoekom daardie bloed moet op die horns van die Ark of the Covenant, van die mercy seat gesmeer word. So die allerheiligste is in die hemel. God se troon is in die allerheiligste. Hy sit op die Ark of the Covenant, maar die altaar is op aarde. Dit is interessant uit. Dis hoekom dit sê, those who were beheaded for the witness of Messiah, their blood below the what? Altaar was screaming out. Nou leer ons in die kerk nie, hulle is in die hemel. Nee, die altaar is op aarde. Hulle bloed roep uit soos Abel se bloed. En Jahwe sê, slaap nog 'n bietjie, tot al julle mede-getuienisse, wat gedestin is om ook beheaded te word. En dit is interessant hierdie beheading. Wie van julle die YouTube reeks wat ek geplaas het oor die Noahide Laws gekyk? 1? Lang terug. Wat is hulle biggest measurement for execution? Want een van die Noahide Laws is hulle will establish all the courts in die New World Order. Beheading. Gaan kyk. So alles wat in die Bybel staan, sien ons in hierdie wêreld gebeur. Kan onthou waarmee ek besig was nie. Soos laaste by 19 vers 4 tot 6. Dis waar ja, want hy is die God van die aarde. Ons getuienis is soos die twee getuienis. Wie is die twee getuienis? Ons weet nie, Moses en Elijah, maar hulle kan nie resurrect word nie, want hulle slaap, maar dit gaan die Torah en die Testimonie wees. So, Johannes was nie Elia nie, en tog het Joshua gesê, Johannes is soos Elia. So, dit gaan of twee mans wees, maar definitief is dit die twee huise, die huis van Juda wat sy blindheid ophou, en hulle erken Joshua, en die huis van Israel, wat terugkom. So jy het klaar jou twee huise, jy het jou Torah en jou Testimonie, jy het die wet en die profete. Moses en Elia het langs Joshua gestaan op die berg van verheerliking, en in Malachi sê Jahua, hy gaan Moses en Elia gee aan die einde van tyd. So, en hulle stel wat voor? Die wet en die profete. So, niks anders maak saak, jou opinie, jou tradisie, jou verstaan, jou dagstukkies wat jy lees, niks anders maak saak as die T en die T. Die Torah en die Testimonie. En om dit te ken, en om dit te doen, en om dit te verstaan, en om te weet hoekom hy dit doen. Wat het jy ook gebid? Elke Tom, Dick en Harry glo in God. Glo jy in God? Ja, ek glo in God. Maar glo jy hom? Glo jy hom? Want as hy in sy Torah daai en daai sê, glo jy dit? Want jy moet verstaan, hoekom gaan daar 'n tribulation wees? Want liewe Jesus, gaan jy mos nie laat deur 'n persecution gaan nie? My God sal my nie laat vervolg nie. Hoor dit heeldag in die kerk? Jy gaan gerapture word. So, daar's 'n klein remnant aan die einde van dae wat vervolg word deur die draak. Want die res van die mense, wat het ons gisterand gesê? The love of many will wax cold because they do not love the truth. What is the truth? Torah and Testimony. There is no rapture. We are called to be enduring. While we're enduring, we must be witnessing. Ek sal vir die wanderend is
I suffered you, hunger and thirst, to test you, to see what's in your heart. Will you keep my Torah or not? Die hele eerste Exodus is amazing. Die journey van Egipte tot by die berg Sinaï en van berg Sinaï tot by die beloofde land. Dis daai hele 7 feeste is daar ingesluit. En dis ons hele 7 jaar eindtyd journey. En dis ons hele 7000 jaar journey van hierdie aarde. Dis jou persoonlike journey. Wanneer het jy uit Egipte uitgekom? Okay, maar ons is nou terug by vandag. Die kenmerk, dis waarmee ek besig was. In die kerk het ons geleer, Nuwe Testament kerk is gebore met Pentekost. Die Bybel sê, die kerk is eintlik gebore toe Joah getroud is. Toe hy covenant gemaak het met Israel. Nou gaan ons kyk in beide, Afrikaans, nee, beide Ou en Nuwe Testament. Na die kenmerke van Shavuot, na die kenmerke van dit wat hier aangaan. Is dit 'n nuwe kerk of was dit nog presies dieselfde kerk as waarmee Joah nog altyd besig was? So, Eksodus 19 vers 9. En Joah het met Moses gespreek en gesê, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom. Waarvan is 'n wolk gemaak? Jy kry sulke lang reguit streep, sulke lang wolke deesdae. So dit is gekondenseerde, saamgesmelte water, né? Maar dit is maar soos wanneer jy jou asem uitblaas op 'n koue dag, daai kondensasie. So dis die kondensasie en hoe meer die wolk bymekaar kom, hoe dikker raak dit en hoe meer is daai kinetiese energie en jy kry donder weer en harde geluid en al daai dinge. Dit klink amper soos Pentekost, né? Die ruach en die harde geluid en die wind en die donderweer en die blitse. Jy sien, dit is presies dieselfde. Dis nie 2 aparte gebeure of 2 aparte kerke nie. Wie was betrokke by berg Sinaï? Wat se volk? Israel. Wat van die mixed multitude? En Egiptenare. So waar die Egiptenare gestaan toe Israel, net Israel alleen. Israel staan rondom die berg. Waar die Egiptenare gestaan? Exactly. So hoe het jy gedistinguish tussen Egiptenare en Israeliet? As jy geshema het, God sê vir Moses, bring hulle. Hier kom hulle. Wie ook al gekom het. Wat het God daar gesê? Goeiemôre Israel en jy Egiptenaar en jy's van daai stam en nasie en van wat se stam was Caleb? Onthou. Hittite of so iets. En hy het hoof geword van Juda. Op daai stadium was almal een. Watse mense was betrokke met Pentekost? Dis toe Petrus begin getuig. Wie was in die bokkamer? 120, heel toevallig 120 jubilees gee vir jou 6000 jaar. My gees sal nie neem met jou stryd nie, van nou af is jou tyd 120. So 120 disciples van Joshua. Maar hy het sy 12 gehad, wat verteenwoordig het? Die 12 stamme van Israel, rondom die berg. Wat 'n mixed multitude was. Verstaan? En daar het met hulle gebeur, in daai bokkamer, wat by die tempel was, so by the way, want die bokkamer, dit word genoem, die bokkamer, die gedeelte daar bo die tempel, dit wat met hulle gebeur het, daar's presies wat gebeur het hier in Exodus. En Joah het gesê, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan shema, dat die volk kan hoor wat ek spreek. So watse deel van die Bybel het God self gepraat dat mense sy stem gehoor het? By Shavuot, toe hy die Torah gegee het. Die Torah is deur God self, nommer 1, gespreek met sy eie lippe. Mense kon dit fisies hoor. Dit was nie net 'n profeet wat dit gehoor het en wat geskryf het nie. Die res van die Bybel is deur iemand gehoor by Joah of iemand het iets gesien gebeur en hulle dit geskryf. Hulle is geïnspireer deur die Ruach. Maar die gedeelte wat deur God self gespreek is en hoeveel keer geskryf is? 2 keer nogal. 1 keer geskryf,
toe word dit gebreek. Die eerste keer toe Joshua kom, toe word hy gebreek, as gevolg van die goue kalf. Tweede keer skryf hy hom weer. Hy skryf die Torah 2 keer, hy praat hom met sy eie stem, en die wêreld verwerp dit nog steeds. So hy sê, bring hulle na my toe, dat hulle kan hoor, dat ek met jou spreek, en wat ook al vir altyd aan jou kan glo. So hulle moet hoor, alles wat ek vir jou Moses sê, dis nie waar Moses en God en Joshua aangesig tot aangesig alleen daarbo is nie. Hulle moet alles hoor, sodat hulle vir altyd aan jou kan glo, aan Moses kan glo. Dat hulle vir altyd kan glo wat jy sê. Don't listen to the Pharisees when they sit on the seat of Moses, but don't do what they do. But when they sit on the seat of Moses, they do what? Hulle spreek die woorde van Moses. So Joshua sê, kom maar luister as hulle die woorde van Moses spreek. Want Moses getuig Ahindalet van my. Want Moses het die woorde van die volk aan Jehovah meegedeel. Onthou, hulle het gesê, ons sal alles doen wat Jehovah sê. Toe gaan Moses, die bruid sê, sy sal alles doen. Toe sê Jehovah, dis reg, bring haar na my toe. Toe gaan Moses toe gaan haal haar en te bring haar, nee. So Moses was hierdie tussenganger. Maar Jehovah het die mense gehoor en die mense het Jehovah gehoor. So dis wat gebeur het met Shavuot, die eerste Shavuot wat die volk gehou het. Vers 16. En op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en bliksemstrale. Dis Afrikaans, né? Blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin en daar was wind sodat die hele volk wat in die laar was gebewe het. Hoeveel woorde hier hoor julle in Handelinge? Ons gaan dit nou lees, maar die plek het ook gebewe. Die berg en die volk het gebewe, toe die geluid, daai harde geluid afkom. Vers 18, en die hele berg het gerook, omdat Jehovah in 'n vuur, in 'n wat? In 'n vuur, daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Kom, wat onthou julle van 'n rokende oond? Genesis 15, wat het daar gebeur? Is toe Vader self gemanifesteer het as 'n brandende fakkel en 'n rokende oond, en hy het op die Red Carpet geloop, tussen die gesnyde karkaste en covenant gesny met Abraham. So hy daal neer in rook en vuur, en dit trek op soos die rook van 'n oond, en weer sê dit, die hele berg het bietjie gebewe. Nee, vreeslik gebewe. Vers 19, toe die geluid van die basuin sterker en sterker en sterker word, het Moses gespreek, en Jehovah het hom elke keer hardop en hoorbaar geantwoord. Is dit ons, mense? Nie vir ons. Ja, dit was mense net O. ons die kamp tot vasmaak het die Jeep klub besluit, hulle gaan kom. Ek wou sê, dis een jeep na die ander. Hulle gaan kom kyk wat hulle wil 'n Jeep ding reël hierso. Lekker. Hulle gaan op. Nou kan julle dalk bietjie julle amfitheater gebruik ook. Waar was ek? Die hele berg, Jehovah het heeltyd geantwoord soos wat Moses gepraat het. En dan skiep ek gou na Exodus 24 toe. Exodus 24 vers 16 tot 18. En die heerlikheid, the glory of Jehovah, het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit vir 6 dae, hoe lank? 6, hoekom is altyd goed so belangrik? Hoekom sê hy, 6 dae, so what? What's the big issue? Wat jy gesê dit? Exodus 24 vers 16. En die wolk het vir 6 dae lank die berg oordek. Die wolk, Jehovah se glorie, sy teenwoordigheid. Wat is sy glorie in sy teenwoordigheid? Dit is nie sy roog nie. Toe hy gespreek het in die begin, hoe het hy geskape?
uit sy ruach oor die water uitgestuur. Amper soos daar toe hy het gedoen het na die vloed. Toe stuur hy weer sy ruach soos 'n duif uit oor die water en hy bring toe elke stam nasie volk en taal terug, né? Nee. Die duif bring toe 'n klomp verskillende takkies terug. Net 'n olyftakkie, want hoekom? Elke stam nasie volk en taal word in die olyfboom. So die ruach, die daf, die gees oordek die aarde, sweef oor die water, soek na God se bruid wat kan terugkom na Berg Sinai toe, na Covenant toe, en hy is hier vir 6 dae. Jahwe se teenwoordigheid is saam met ons vir 6000 jaar, want 'n dag is soos 'n 1000 jaar. En op die 7de dag, so in die millennium, wanneer die 6000 jaar verby is, wanneer ons 6-dag werksweek verby is, wat doen Jahwe? Hy roep uit die wolk uit, bo op die berg, Moses na homself toe. So wat doen hy met jou op Shabbat, op die 7de dag? Hy roep jou na hom toe. Wat doen hy met sy volk op die 7de dag? Met die first resurrection. Hy roep ons terug na hom toe. Nee, let us go up to the mountain of Yahuwah. So you can teach us his ways, because from Zion will the Torah flow, and from Mount and from Jerusalem the word of God. So the word of God is die wet van God, wat ons opgaan Jerusalem toe, op met die berg, en heel toevallig op die 7de dag. En die verskyning van Jahwe se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n wat? 'n verterende vuur op die top van die berg. Toevallig. Wat sê Handelinge? Ja, die gees het soos 'n vuur afgekom op die top van hulle koppe. Dis presies dieselfde. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Hoe lank was Joshua saam met sy disippels? 40 dae en 40 nagte. So, hierdie is nou cloud, thunder, fire, sound, noise. Maar die groot ding is die vuur, né? Hy kom soos 'n vuur. En tog gaan Moses in die vuur in, want die vuur kan jou of verbrand of skoonmaak. Ag, julle is so slim, is so lekker. As ek dit nou in die kerk moet preek, wie gaan verstaan? Baie mense, ek dink baie mense sal verstaan, ek moet nie krities wees nie. Psalm 68 vers 8. Psalm, nee, een hand is bietjie moeilik. 68. Psalm 68 vers 8. O Elohim, toe u uitgetrek het voor u volk, van waar af het hy uitgetrek? Van Egipte af. Toe u uitgetrek het voor u volk, toe u voorgestap het in die wildernis. Waar het hy gestap? Ek het hom nie gesien nie. In die wat? Wolkkolom, soos by Berg Sinai. En in die nag in die vuur, soos by Berg Sinai. Wow. So al hierdie simbole is dieselfde. Nou kom ons by die volgende nice ding. Nou toe ek vra, hoe het hy geskape met sy ruach oor die water uitgestuur, die hele storie? Toe het jy gesê, hy het geskape met sy stem. Waaruit bestaan 'n mens se stem? Is dit stem? Is dit stem? So waaruit bestaan stem? So as ek al my asem uitblaas, nou gaan ek draai. So, jy sien, woord en asem. So, asem, ruach alleen, kan nie stem maak nie. Maar woord alleen, kan nie stem maak nie. Kom ons kyk gou of dit waar is. Okay? As jy praat, kan ek praat gou hoor. Hoi môre, hoe gaan dit? So, ek kan die woorde hoor, praat gou weer. Hoi môre, hoe gaan dit? En ek kan die asem voel. So, waaruit bestaan 'n stem? Wind en woord. Ruach en Yeshua.
Hoe het hy geskape? Hoe kom hy af op die berg? Hoe doop hy jou met die Ruach? As die Ruach heeltemal 'n nuwe gees is, en ek is jammer hiervoor, maar dis ongelukkig hoe dit werk in die wêreld, wat jou agteroor laat die ding is, jy val agteroor, dis die Ruach, maar waar is die woord? Want al wat hulle doen is, hulle kom druk jou hier op jou voorkop, agtertoe, en in die naam van Jesus, en blaas soos Benny Hinn, en jy val agteroor, en die woord van God sê, die enigste mense wat agteroor geval het, was nommer 1, Aaron se 2 seuns, toe hulle vreemde vuur, in God se tempel ingebring het, in sy tabernakel, en die klomp soldate saam met die fariseërs wat Joshua in die tuin van Getsemane wou oorval het, en hy sê vir hulle, I am, toe val hulle agteroor. So jy val agteroor, wanneer jy voor die ware God te staan kom. Wie het nog agteroor geval? Jesaja 28. Precept upon precept, line upon line, here a little in the Old Testament, there a little in the New Testament. Because if you don't study the word like that and believe the word like that, you will be ensnared and you will fall backward. Jesaja 28. Dis die enigste 3 voorbeelde van terugval. O ja, wie het nog teruggeval? Paulus het van sy perd afgeding is en agteroor geval. En toe gaan sy oë Eli het agteroor geval, want hy het sy 2 seuns toegelaat om te fornicate en te steel en te lieg en te bedrieg binne die tempel. Daar is ek 4 voorbeelde. Well done. Dink aan nog. Die res, as God se gees oor jou kom, wat doen jy? Jy val vinnig op jou gesiggie, nie op jou gaai nie. Dis die Ruach, dis die stem van God. En op daai Ruach, op daai asem, dra hy sy woorde uit. Dis hoe hy geskaap het. En die hele ding van Shavuot is hulle het sy stem gehoor. En hulle het ge-eye witness hoe hy kom as vuur. En hy het sy Torah, sy covenant gegee. So wat is sy covenant? Sy covenant kon net tot stand gekom het deur sy Ruach en sy woord. So nou kan ons nie daai covenant vat en in die Nuwe Testament 'n ander Ruach en 'n ander woord daaraan toeskryf en sê dit het verander nie. Dit het vernuwe, of dit het weggeval, of dit bestaan nie meer nie, of daar's 'n nuwe dispensasie. Want dan het jy 'n ander woordjie en 'n ander geesie. En dan soos ek gisterand gesê het, dan is die Torah nie vir jou nie, gaan doen dan jou religion. Maar moet dan nie sê jy aanbid die God van Abraham, Isak en Jakob nie. So nou kyk ons na sy voice. Maar sy seun kan. Sy seun is gebore. Exactly. So selfs al het hy sy seun gestuur. Ja, maar dit is dieselfde. Want ek en my pa is egat. Ja, sy het geskape deur te praat. Wat is praat? Woord en gees. Sy gees. So daai son word in stand gehou met Joshua, die krag van die woord, deur die Wat gees. is Joshua? Die woord wat mens geword het. Die woord van God. Daar ietsie wees en hier ietsie nooit. En dis die probleem. Dit is hoekom die hele wêreld sal agter die beeste aanloop. Wat is die beeste se definisie in die Bybel? The son of perdition and the lawless one. And the whole world follows after the beast. Want God se stem is belangrik. En dis sy stem in die wildernis, en dis sy stem op Shavuot, en dis hoekom ons hier saam is die naweek, want ons vier Shavuot. Ons wil ook sy stem hoor, en die hele, grasdak, imagine, ek dink ons bepie ons iets. Maar as hierdie grasdak moet begin bewe, soos daai bokamer, of soos Berg Sinai. So, sy stem, Exodus 20 vers 19. En hulle het vir Moses gesê, spreek u maar met ons, Moses, dat ons kan luister, maar laat God tog net nie langer met ons praat nie, anders gaan ons sterwe. Wat was die issue? Was dit omdat hy so hard gepraat het? Gaan julle doodgaan as ek heeldag so hard praat? Julle, nee, jou ore gaan moeg raak, maar gaan jy doodgaan? Ons gaan doodgaan.
Okay. Sou hulle dood gegaan het? Het Moses dood gegaan? Moses moes 40 dae daarna luister. Wat het met Moses gebeur vir daai 40 dae? Het Moses dood gegaan? Het hy water gedrink? Het hy kos geëet? Vir 40 dae. So het hy dood gegaan? Of het hy flippend superhuman terug na die oorspronklike Adam en Eva volmaakte liggaam, nie eers 'n druppel water vir 40 dae nodig gehad nie? He neither drank nor ate. 40 days. O ja, en 40 nights. So, en toe skyn daai lig nog uit hom uit ook. So, ja, jy kan hom al vinnig moan. Jou slegte mens. Baie het nou gesê het, want as dit net een nou is, gaan ons terwyl hy daar bo is begin sê, maar oor ek gaan so lank vir my huisie bou hierso en ek gaan so lank 'n kalfie bou daar en ons dis waar die split gekom. En ek het nog 'n paar rand ergens agter my matras. Ek gaan sommer Ek gaan gou-gou vir ons 'n bietjie koffie koop. yes. Want dis hoekom daar 'n tweede Exodus is. Dis hoekom hierdie patroon, onthou wat het Paulus gesê? Ek het julle gisterand gesê, né? Everything that happened to them was examples for us upon whom the end of the ages come. So, ons moet ander die goed leer en besef, dis ons patroon. Hy het gehakel, hy was 'n moordenaar, nee? Hy het met God gestry. Wie van julle het guts? As God sê, gaan en doen dit, ek gaan, nie kry iemand anders. Die Bybel sê, God het kwaad geword, onthou julle? Hy het kwaad geword en sê, ek sal vir jou freaking Aaron gee, maar het God geweet, hy gaan vir Moses 'n Aaron gee. Nog voordat hy vir Moses beloof het, hy gaan vir hom Aaron gee. Want toe is Aaron al klaar halfpad op pad. Sê jy goed, maar verstaan, Moses het baie issues gehad. En ek meen, ons kyk op na Moses, kyk, eendag, imagine, ons gaan eendag kans kry vir Moses te ontmoet, dit gaan amazing wees. En weet jy wat, hy gaan seker so ou man wees, hy gaan 'n nuwe liggaam hê en alles, maar hy gaan sommer so man, so ou wees daar. Waar's Moses? Het julle vir Moses, ons het vir Moses ontmoet, waar's Moses? Nee, daar speel hy, daar saam met die kinders, daai ouetjie, daar is dit Moses. Sommer mos net. Baie waar wat Jacques sê, ja. Because last night, bring my bride to me, I call you to be a royal priesthood. Wie moes die priesters gewees het? Die hele Israel. En julle moet tog, ja, nee, julle moet nie die Matrix kyk nie, maar julle moet net verstaan, wie van julle het die Matrix gekyk? Kom, wie die Matrix gekyk? Okay, wie weet van die Matrix, nee? Almal sê vir ons hierdie red pill, blue pill, dis luister, Yahweh does nothing without telling his prophets, Satan does nothing without letting Hollywood tell the world what he's doing. Anyway, het julle geweet, Matrix, ek het vir julle gesê, die Bybel het alles. Het julle geweet die Matrix is in die Bybel? Ek het nie die van julle wat nou my teaching gehoor het nie. Wie van julle het al van die Matrix gelees in die Bybel? As jy in Engels lees. The one who opens the matrix. Wat is dit in Afrikaans? The womb. So, jy's 'n maagd, dan daai jy, en jy kry saad, en dan groei lewe, en dan moet daai lewe deurbreek, deur die bekken wat closed is. Then you open the womb. In die Engels is daai woordjie matrix. So to open the matrix, the one who opens the matrix, en jy's vasgevang in the matrix, dis waaroor die fliek gaan. Jy's vasgevang in the matrix, en jy moet uitgebore word. Die oues toe nou mos toe druk hy mos nou hierdie ding wat ingeplak is in sy kop, toe haal hom uit, toe gaan sy oë op, toe sien hy, ek is net 'n batterytjie vir die New World Order, vir die technocrats. Anyway, God het gesê, everyone who opens the matrix must be my priest. En toe wat gebeur? Hoekom is die Lewiete gekies? Because those who were consecrated to him, consecrated themselves to Baal, around the golden calf. Anders was elke eersgebore seun, in elke huishouding, was priester. En het gedien in die kerk. Hoekom het ons dit gesê nou? Priester? Eersgebore, oor wat Jacques gesê het. Wat was Jehovah se wil? Moses bring almal na my toe. Elkeen moet
hoor wat ek sê. En dan moet hulle gaan getuig. Onthou gisterand, as julle kom tussen die heidene, dan sal julle my Shabbatte dra as 'n merkteken onder die nasies, om te getuig, watter van al die pantheon of gods, watter een, julle inglo, julle glo in die een wat Shabbat beveel het. Wat beteken dit? O, dis daai ene wat in 6 dae ons geskape het. Kyk, nou weet ons presies wat se God jy aanbid. Dis getuienis. Nie wat het hy in jou lewe gedoen nie. Wat jy doen, wat jy sê, wat jy eet, wat jy nie eet nie, wat jy doen, wat jy nie doen nie, getuig van wat se God jy aanbid. En daai kenmerke wat ek neerskryf van wat in jou lewe aangaan, daai goed wat ek neerskryf, wys my jy aanbid hierdie God. Maar nou het jy ander kenmerke, ons het gisterand vinnig bespreek, nê? Jy hou die dag van die son, en 25 Desember, waar die son God se verjaarsdag is, en Easter wat Ishtar, en Tammuz wat gesterf het, en jy hou 40 dae, en jy sit 'n swart kruisie op jou derde oog saam met Jonathan Rumi van The Chosen, vir 40 dae lent. Weeping for Tammuz, Ezekiel 8, alles is in die Bybel. Skryf die kenmerke neer van wat jy doen, en ek sien wat se God jy aanbid. He will persecute the remnant. Narrow is the way. Ons is besig met sy stem, onthou julle. Kyk, terug na sy stem toe. Psalm 29, vers 4 tot 5. Die stem van Jehovah is met groot krag. Die stem van Jehovah is met heerlikheid. Die stem van Jehovah breek die sederbome. Die Here, Jehovah verbreek die seders van Libanon. Wie ken hulle Bybels? Hoe hoog is die bome, die seders van Libanon? 40-50 meter hoë, dik seder. Sy stem breek daai bome. En hy laat opspring soos 'n kalf. En daar's 'n versie, die stem, vers 9, die stem van Jehovah laat die takbokke lam. So hier staan die takbokkie, hier kom die stem van Jehovah, poeps, laat sy gelam. Dis nie maklik om te lam nie, dis ook seer vir die takbok, dis 'n storie. Maar daai krag wat die bome breek, gaan deur haar en sy matrix open, en sy lam. Maar, en maak die bosse kaal, die stem van Jehovah maak die bosse kaal. Check hier buitekant, imagine dis berg Sinai. Hier begin sy stem afrol. Die bome, soos wat die stem rol, sien jy, al die bome breek. Jy sien al die takbokke, jy sien net kalfies rondhardloop, die zebras, die giraffes, man freaking alles, as jy pregnant is, het jy ook seker gekalf. Daar kom sy stem, krag, heerlikheid. Hulle sê, ons gaan sterf. Met wat se krag en heerlikheid het hy geskape? Big bang. Ja, ek is seker. Wel, dit was heel moontlik 'n big bang. Sy stem was 'n big bang. En mense sê, hulle wens, hulle kan die stem van jou hoor. En ek moet vir julle sê, elke Tom, Dick en Harry wat vir my boodskappe stuur, om te sê, ek het die stem van Jehovah gisterand gehoor, en Jehovah het dit en dat vir my gesê. Dan sê ek, luister, ek het nie baie lus vir jou, jy het seker pizza geëet en jy het 'n snaakse droom gehad, ek het nie lus vir dit nie. En kom ek sê vir jou, die stem van Jehovah gaan jou nie los, normaalweg. Jy gaan op en af spring, soos 'n mal ding as jy regtig sy stem gehoor het. Jy kan nie dieselfde wees nie. En hy sê in elk geval in Hebreërs 1 vers 1, tot nou toe het ek met julle gepraat, deur my profete. Van nou af praat ek met julle deur my seun. En die seun is die woord. So hierdie mense wat stemme hoor, Paulus sê, pas op maar vir elke stemmetjie en elke gees wat jy hoor. Kyk, nou het ons gekyk na die donderweer, die vuur, die stem, die geluid, die basuin, die wind, die plek het gebewe, en ons het nog nie eens aan Handelinge geraak nie. Nou gaan ons na Handelinge toe. Handelinge 2.
So as jy nie sê waar jy lees nie, alles wat jy daar gelees het, lees jy nou op 'n slim manier, sal die Christen wêreld dink jy lees uit Pentekoste uit. Jy lees van die Pentekoste. Want dis presies wat daar gebeur het. Handelinge 2 vers 2 tot 3. En toe die dag van die Pinksterfees, Shavuot, aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. Geen wonder Jehovah sê ons moet op sy holy convocations, op sy feesdae, moet ons holy convocate nie, bymekaar kom. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Dis presies wat jy al gesê het. Jehovah se wil daai dag was dat daai vuur, hier's die berg, hier's die mens. Op die berg was, op die top van die berg was die vuur. Hier's Handelinge 2 die mens. Op die top van die mens kom die vuur. Daai dag waar Jehovah al daai vuur van bo op die berg verdeel het in tonge, met sy woord, ek gaan dit vir julle lees. Moet dit onthou waar? Daai dag waar hy daai vuur laat verdeel het soos tonge vuur op elkeen. Maar hy kon nie, want hulle wou weghardloop. Die Bybel sê, geseënd is jy, as jy hom liewer het as jou eie lewe. So, hoekom sou Moses, en so by the way het Joshua, saam met Moses halfpad in die berg opgegaan. En het Joshua doodgegaan van die stem, wat siederbome breek? Nee, hy het ook nie. In fact, op die einde van die dag kies Jehovah om die volgende stap te vat. Actually was hy al gekies vir sy geboorte, maar nou ja. Maar ek meen, nie een van hulle twee is dood nie. So daai verskoning van Israel was omdat hulle, wat, bang was? Is jy bang vir God? Omdat hulle lui was? Omdat hulle gevrees het? Omdat hulle dit nie meer kon handle nie? Hulle oortjies het seer geraak, hulle voete het seer geraak? Wat was die rede? Whatever hulle verskoning was, is maar ons verskonings. Dit is presies dieselfde vandag. Ja, Moses was nederig, hy was half leeg. So hy kon makliker in daai vuur instap, maar as jy vol is van jouself, wil jy dalk liewer terug gaan sit dan in jou blerrie tent. Gaan sit in jou tent. Gaan terug tente toe. So hierdie stem van God. Ek dink dit is Psalm 29, want dit was God se oorspronklike plan, is dat daai vuur eintlik op elkeen se kop sou gaan sit het. As Psalm 29 vers 7. Die stem van Jehovah slaan daar 4 vlamme uit. Ek weet my King James sê tongues of fire. Wat het jy daar? Net vir interessantheid, wie lees nou iets dalk in Engels? Sê dit tongues of fire? 29 vers 7. Divide the flames of fire. Wat sê Handelinge 2? They saw fire divided in tongues on each of their heads. Sien julle? Die stem van Jehovah wat by berg Sinaï gepraat het, wou daai vuur wat bo op die top van die berg was, divide in tongues of fire. Hy kon dit nie doen nie, want you broke my covenant. Wanneer het hy dit toe reg gekry? Handelinge 2. Because now it was time to come back into covenant. Hoe? Was net die huis van Juda wat in Jerusalem was. Die huis van Israel was lankal weg. But it's time to make covenant again. Hoe gaan God nou covenant maak? Net met die huis van Juda? Nee julle, op wie het die vuur afgekom? Op die 120, en wat het hulle gaan doen? Hulle het gaan getuig, en hulle het gaan tot die uithoeke van die aarde, om die hele Israel weer terug te bring, want dis tyd vir covenant. Dit is presies dieselfde. So, ons het Handelinge 2 vers 2 tot 3 gelees, julle het dieselfde vuur, dieselfde geluid, dieselfde rukwind, dieselfde gebou bewe, alles presies soos in die eerste een. Matteus 17 vers 5. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, soos wat klink dit? Klink soos Shavuot. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Shema hom. En wat sê hy? Ek leer julle
Niks anders as wat my Vader julle leer nie. Wat sê hy in Lukas? Wat is die belangrikste gebod? Shema, Israel, luister. Luister na my, want ek spreek net dit wat my Vader geleer het. O ja, en so by the way, wie het langs hom gestaan hier met hierdie verheerliking? TNT, Torah en Testimony. Alles pas in mekaar soos 'n puzzle. Hierdie was 'n vinnige verduideliking van die kenmerke van Shavuot in Exodus en van Shavuot in Handelinge. Nou gaan ons na die volgende kenmerk kyk. En dit is die doop of die mikwa. So terwyl ons terugblaai Exodus 19 toe, want as Exodus Handelinge, né? Wie kan sê wat beteken mikwa? Ja, maar wat beteken dit? Afwassing van sonde, immerse. Wat is immerse? Onderdompeling. Wat is onderdompeling? Jy drown. Jy moet doodgaan daar onder die water. We died with him, so we can be resurrected with him. Maar jy word gewas. Maar wat beteken mikwa sommer net in die gewone Hebreë? As jy nou met 'n Jood praat. Nou nie Bybelse mikwa. Wat is mikwa? Bad en skoonmaak. Dis die bruid moet mikwa. As jy klaar gemenstrueer het, moet jy mikwa. Jy moet mikwa elke keer voordat jy by die tabernakel of by die tent ingaan of by die tempel ingaan. So mikwa is ook 'n normale ding. Dit beteken om te bad. Om jou skoon te was. Exodus 19 vers 10. Hoor julle wat die tannie sê? Is goed. Dis baie waar. Dit is. En hoeveel is dood? 3000. En hoeveel is gered? Heel toevallig. It's amazing. En ek kyk na almal wat hierdie God wil hê van Sondag en wat hierdie God wil hê van hierdie dinge doen wat ons mee besig is. Wat het in Egipte gebeur? Al die gode het hy so op een vir een, het hy gesê, julle aanbid mos hierdie God, kom ek laat hierdie God bietjie op julle afkom. Wat is die pantheon of gods? Ancient gods, wat include Tammuz en al daai wat gebore is op 25 Desember, en al daai mixing van die beast, en al die fallen angels, en al die ancient gods. Wat gebeur? Net soos in Egipte. God sê, o, julle wil hierdie goed aanbid. Ek gaan dat hierdie goed julle seermaak. In Egipte, kom, die paras in jou huis. Jy wil mos die paragod aanbid. Kom, aanbid jou paragod. Hier is hy in jou slaapkamer. Miljoene van hulle. Dat jy wil doodgaan van dit. Ons sê gereeld, ons verdrink in die woord. En Paulus sê, I'm jealous for you. I want to give you as a chaste bride unto the husband by the washing of the water of the word. Dis die werklike doop. Dis die werklike doop. Jy kan 10 keer in 'n dam gaan spring, niks gaan met jou gebeur nie. A mystery. There's a mystery in the mikwa. So, kom ons kyk of ons so bietjie kan kyk wat die Bybel sê van doop. Wel, ek sien nêrens die Bybel enigiemand druk enigiemand onder die water in nie. Iemand moet witness because you have to declare and then you have to go under. Niemand druk jou onder die water in nie. Maar die ding is, jy moet in elk geval, En sonder die woord wat jou doop, wat doen jy in die dam? Dan is dit net 'n ritual. Ja, want die roog van God is nie anders as die woord van God nie. Want die roog kan nie bestaan sonder die woord nie. En die woord kan nie bestaan sonder die roog nie. Ja, en ek wil in die kerk wou hulle by my byvoorbeeld, dis 'n persoonlike getuienis. Ons gaan nou nie baie tyd vat nie. Niemand stel belang in jou persoonlike getuienis nie. So, dis mense sê ek is baie krities teenoor die kerk, maar onthou, ek was groot in die kerk. Ek en Jacques was groot in die kerk gewees. So, in die kerk wou hulle die bewyse sien dat ek gedoop is met die Gees. En omdat ek nie in tale kon praat nie, was dit, jy het nog nie die Heilige Gees nie. So, hulle het vir my gebid. Hulle spoeg was naderhand hier op my gesig. Hulle het vir my geslaan hier teen my. Ek sê vir julle nie, daai een vrouekamp, sy slaan vir my dat ek val amper agteroor van haar slaan. Nie van die Gees nie. Ek kon nie val nie, dank Abba, tot ek half bietjie my brein laat afsluit het. 2 ure lank het ons toe nog gestaan en sing, nadat hulle 3 ure vir my gebid het omtrent, en daar raak jy half in 'n meditative state en daar bliksem ek neer.
Maar ek moes in 'n meditative state ingaan. Ek moes my brein afsluit. En daai neerval ook, nê, is nie van jy staan so en jy keer met jou hand en jy val nie. Jy staan so. Ek sien dit nie in die woord nie. Maar ek het so begeer om die ruach te kry. Maar anyway, die feit was, solank as wat jy die gees, jy staan die gees te, so nou dryf hulle demone uit, en hulle bid vir my voorvadergeeste, en hulle dryf die Freemasonry uit, en hulle vra vir my, wat se sonde kan jy nog bely? Want die bewys dat jy die gees van God het, is dat jy agteroor val, en dat jy dan, as jy opstaan in tale praat. Wat se tale het Petrus gepraat? Paulus het Hebreëus gepraat. Dit sê daar, they all heard him in their own languages. Dis tale. Wat se taal het Jehovah gepraat? Hy sê, hy het Hebreëus gepraat, dieselfde taal waarmee hy geskep het, dieselfde taal wat Moses, Abraham, Isak en Jakob gepraat het. Wat se taal het die Egiptenare gehoor? Ken hulle Hebreëus? Hulle het hom verstaan. So wat meen dit? Just like at Acts 2, they all heard him in their language. So wat is die bewys? Volgens die Bybel, nie volgens die kerk wat wag om die bewys te sien. Nou is jy gevul met die gees. Hierdie girl het omgeval, sy praat in tale, sy's gevul met die gees. Die res van julle is nie. Dis in die kerk. Ek dink wat daar gebeur is, jy stamp jou kop. Want agter my was die dromme. En ek het daai dromme in hulle glorie ingeval. En maar ek het daar gelê, weet jy wat, in daai hele saal het vir my hande geklap. Want uit ons was voor die 400 vrouens en ek was die enigste een wat nie in tale kon praat nie. In daai hele gemeenskap. Ek was die enigste een wat nie kon val nie. Daai hele kerkkamp, daai hele naweek vir my gebid. En probeer. En kyk, daai vrou nê, het gehamma, gaga, ek beloof daai spoeg. Haar spoeg het in my gesig gestamp. En almal het vir my gesê, jy's 'n rebelse gees in jou. Jy kan nie die gees van God kry nie. En ek het so gehuil en gebid nie. Dit was 12 uur die nag, man. Na 4-5 ure, want ek alles gerepent het wat ek kon. En ek kon nie die Heilige Gees kry nie. Dank die Vader. Want die woord van God sê, ek sal my gees in julle harte gee. En my gees sal maak dat julle my wet onderhou. En dat julle my gebooie nakom. En ek sal 'n nuwe hart in julle sit en julle hart van klip uithaal. En dan sal julle my volk wees en ek sal julle God wees. Daai wat daar gebeur, is Kundalini. En ek het daai Kundalini 'n plekkie gegee toe ek gestaan het en ek het gebreathe. En ek het begin mediteer en ek het vir Vader gesê, Abba, Vader. Want dis wat hulle gesê het ek moet doen. En ek het begin mediteer. En ek het begin Hindoeïsme toepas. Want dis al hoe jy die Kundalini kry. Is wanneer jy jou chakras oopmaak. En wanneer jy jou brein afsluit. Vader sê, hy het gebid, Psalm 1. Wanneer jy mediteer op die woord van God, dag en nag, sal jy soos 'n boom wees by waterstrome. Terug na baptism toe. Die trane daal verby is. Eksodus 19 vers 10. Verder het Jehovah aan Moses gesê, gaan na die volk toe en heilig hulle vandag en môre en laat hulle was, hulle klere was. Handelinge 2 vers 38. 2 vers 38. O ja, daar is hy. Na die getuienis, julle weet nou wat sy getuienis, en julle weet wat sy gees, en julle weet wat sy vuur, en hier kom Petrus, en hy kom getuig, hy het die vuur op hom gekry, en wat sê hy? Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Yeshua, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So, nommer 1, bekeer julle. Dink aan Sinai, net, want Sinai en Handelinge 2 presies dieselfde. So bekeer julle van wat? Wat beteken bekeer? Draai jy omdraai. So dis Shema, in daai rigting en jy moet heeltemal 180 grade omdraai, teshuva. So, as jy bekeer, moes jy eintlik van iets afgekeer het. Jy kan nie bekeer as jy nie afkeer nie. Byvoorbeeld. Ja, verkeerd.
Hoor gou wat sê Steven, as jy jou bekeer, moet jy afkeer, anders is jy verkeerd. Ek moet dit onthou, as jy nie bekeer nie, en van iets afkeer nie, is jy verkeerd. Dis cool. Die kerkelede bekering is 'n hele emosionele aanraking en jy huil en Personal testimony. Ja, all in. Ja, jy bekeer jou en jy kom nou en jy nooi Jesus in jou hart in. En as jy hom in jou hart ingenooi het, het jy 'n ticket to heaven. Dan sien ek net maar Kyk, baie mense in die kerk het dit mee gebeur. Met my het dit ook gebeur. Ek het lekker rondgekuier as 'n jong meisie, baie rondgekuier. Ek was maar lekker los geweest. So in die kerk het jy tog, as jy na 'n druggie kyk, of as jy na 'n ex-prostituut kyk, of as jy na 'n ou kyk wat flip en almal met die hand of met die hamer wou doodslaan en hy kom radikaal tot bekering. En hy praat net oor Jesus. En sy hele attitude het verander. Sy kindness, hy's kinder. Hy vloek nie meer elke taxi wat verby hom ry nie. So daar is, maar wat is dit? Dit is jou emosionele verandering, die manier waarop jy lewe. Dit gaan nooit verder in 'n beter kennis van hierdie God wat jou bring tot die kennis van die waarheid nie. Maar hoor gou, fokus. Hier staan, bekeer julle. So hulle het hulle self bekeer. En dan net na dit staan, en laat elkeen van julle gedoop word, gekry. En wat gebeur dan? En wat gebeur dan? As jy jou bekeer en jy bely die sonde en daai demoon, kom ons sê een van jou issues was 'n demoon en hy kom terug en jou huisie is skoon gewas, maar nie gevul nie. Kan ek gou iets sê? 7 maal erger. So, wat is sonde? Staan. Exactly. Okay, nou wil ek nog dieper gaan. Wat is bekering regtig? Dit is die volgende. Daar was eendag 'n man en hy het 2 seuns gehad in sy huis. En die een seun het gesê, ek's nou gatvol vir al hierdie werk op by die plaas en vir al hierdie reëls. Gee my inheritance. En hy vat dit en hy gaan hoereer dit uit en hy eindig tussen die varke. Daar's jou Christen wêreld. Ons was almal Adam en Eva. Eva, Hebreë naam, Chava, living man. Ons was almal in sy huis. Ons was, wie het gisterand gebid? We pray for everyone that's here and not here. Moses sê, Jahwe sê, ek maak vandag covenant met almal van julle wat hier is en met hulle wat nie hier is nie, want ons was almal in sy huis. In Deuteronomium 4 sê, hy moes ons skatter reg oor die aarde. Hy het ons uit die beloofde land, uit sy huis uit weggejaag, as gevolg van ons sonde. En ons het gaan hoereer daar buite, en ons het ons inheritance gaan verkwansel. En toe eindig ons tussen die varke, en ons dink dit is fine. Maar, wat gebeur met die prodigal son daar by die varke, op 'n stadium, na 'n lang tyd? Hy het tot sy sonde gekom. Nou, nee, wat sê die woord? He remembered his father's house. Deuteronomium 4. In the latter days when you remember the covenant of the Lord your God, you will return to him. So you will return, bekeer, kom terug na hom toe. Dit beteken ons was deel van hom. Maar ons het covenant gebreek. Nou moet ons terugkeer na hom toe, na sy covenant toe. Dis bekering. En ons was besig met die doop. O ja, Handelinge 4 vers, nee man, waar? Handelinge 2. Dis die wind wat die bladsy omgeblaai het, dis nie my skuld, nie? Ek sê jou, Handelinge 2 vers, ag man, ek is amper daar, 38. So, dis die nommer 1, né? Bekeer jou. En dan laat jou doop. So, waar is die eerste voorbeeld van Shavuot? Daar by die berg Sinai. Hulle moes hulle ook bekeer, want baie van hulle wou in Egipte bly, baie van hulle wou teruggaan, na 3 dae, kom ons gaan terug Egipte toe. So, selfde met wie is hier by in Jerusalem betrokke? 'n klomp heidene, teenoor wie getuig Petrus?
Klomp heidene. Hy julle klomp heidene, julle moet julle bekeer. Die mense wat Shavuot onderhou. So by the way, wetsgehoorsame, so by the way. Hy praat nie met die wêreld daar buite nie, hy het 'n saak. As jy nie wil deel wees van sy volk nie, kry vir jouself. Hy praat met sy mense. Joshua praat nie met die wêreld as hy sê, pas op, dat julle nie mislei word nie. Hy praat met sy disippels. En nie met sy 70 disippels nie, met sy 12. Laat julle gedoop word in die naam van die Vader en die Gees en wat? Die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kan ek aangaan? Is dit verstaan? Kan ek aangaan? Okay, so dit verstaan, hè? Nee, nie naam van Yeshua. Maar dan ons het dan in Matteus 28, gaan uit, leer die mense om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en dan gaan maak disippels en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. So wat nou? In wie se naam moet ons doop? Hulle is een, hulle is die gat. Korrek, maar doop in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Dit maak die hele deur oop vir daar's die Vader, daar's die Seun, daar's die Gees en vandag is ons in die dispensation van die Holy Ghost. Want die Gees, God die Gees. God die Gees is in hierdie kerk. En in hierdie kerk doen ons dinge so, want die Gees het ons daarvan oortuig. En die Gees seer ons. Maar hoe is daai Gees 'n gat met hierdie God? Daai Gees is nie 'n gat met hierdie God nie. Kan ek iets sê? Ja? Daai naam is in sy karakter en autoriteit. Reeds. Reeds. Dis nie 'n nuwe ding Nee, die woord Yeshua, die woord Jahoua, my verlosser, was nie vir hulle 'n nuwe ding nie. En veral toe Petrus sê, hierdie profesie, daai een, julle onthou, daai een in die Psalms, daai een in Konings, daai een by Jesaja, dis daai man. Toe gaan hulle oop, toe sê, hy was die Messias. Dis hoekom hulle Maar hoekom nou hier in Handelinge 2 net in sy naam, maar in Matteus 28 en al 3 name? Ek het al so baie video's op YouTube op dit. Ek weet julle kom nie by ons uit nie. Enigiemand? Niemand. Okay. Wys my, sê weer. The lying pen of the scribes. As Yeshua die woord van God gesê het, doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hoekom is daar nie een voorbeeld in die hele Bybel waar enige disipel of apostel ooit iemand in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees gedoop het nie? Dat hulle was hulle ongehoorsaam aan hom. Wat is die voorbeeld? Elke keer doop in die naam van Yeshua. Hoeveel plekke is daar in Handelinge waar hulle gedoop het? 26. In wie se naam was dit elke keer? Yeshua. wat hy is die woord wat So wat het Yeshua gesê? Doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees of doop in my naam? So waar kom die Vader, Seun en Heilige Gees doktrine vandaan? Lying pen of the scribes. So julle weet wat is Shem Tov? Shem beteken naam, Tov beteken good, the good name. Dit is dit was 'n Rabbi Shem Tov of Rabbi Shem of iets in daai rigting. Hy het die Griekse, want al wat beskikbaar was, wat oorgebly het nadat die Rooms-Katolieke al die Hebreë geskrifte verbrand het in die Romeine en almal, toe het hy die Griekse Matteus gevat en terugvertaal in Hebreë in. En jy sê in the original Hebrew manuscript of Matthew, it is not there. Because it also was not in the Greek. They put it there. Because in Hellenism, in Greek mythology, you need the Trinity. You need the Father, the Son, and the Holy Ghost. It is a false doctrine, and it's bad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Isri. Nee, Echad. So, bekeer julle, laat julle doop in die naam van Yeshua, wat nie 'n Nuwe Testamentiese naam is nie. En is dit nou Jesus of Yeshua? Laat jy doop in die naam van Jesus of Yeshua? Hy het die naam van Jesus bestaan toe Handelinge 2 geskryf is. Verstaan julle? En Jesus het bestaan, Tammuz en Nimrod en Hercules en al daai gode,
al daai sons of God het bestaan, daai tempels het bestaan, daai verjaarsdaggies het bestaan, daai heilige daggies en goed het als bestaan, daai roog wat jou agteroor laat val en jou derde oog oopmaak, dit het bestaan. Zeus in die hemel wat sy bliksemstrale afgooi aarde toe, soos Vader, met die rumbling op die mountain, Zeus het bestaan. So daai gode het bestaan, maar hier in Jerusalem, waar die Hebrew Petrus praat met die Hebrew Jews in Jerusalem oor die Joodse Messias wat gebore is en wat kom in die naam van sy vader, en sy vader is nie Ye something nie, dis Yahshua, Jesus, eindig met 'n soos, soos Pegasus, Pergamus, al daai Griekse name eindig met die oes aan die einde. Ek is nou 'n lang storie, ek gaan nie in die etymologie ingaan nie. Maar wanneer jy met jou dominee praat, gaan jou dominee sê, mense praat strooi. Al wat gebeur is, van Hebreë na Grieks toe, is daar seker 'n paar reeltjies, en dis nou maar net hoe dit werk. 'n Joshua word 'n Jesus in die Grieks. Nou, ek is baie dominees en professors hoor gepraat. Dan moet ek 2 ure luister na die hele Griekse etymologie wat ek nou lankal ken. Nou draai ek nou maar luister, as ek klaar is, sê ek, okay, en Joshua? Okay, professor, gaan terug na jou Bybel toe, asseblief. In die naam van Joshua. En, okay, in die naam van Joshua, tot vergewing van julle sondes, tot vergewing van die verbreeking van die covenant. I will scatter you in all the earth, because you broke my covenant, although I was your husband. But in the last days, I will make Julle trek my hele gehoor se aandag af. Oi! Oi! Julle trek my gehoor se aandag af. Ek sien hulle almal loer vir jou. Ek is amper klaar. Dankie, Ethan. Wat het ek gesê? I will scatter you in all the nations, because you broke my covenant, but in the last days, if you remember me, and you will shema, you will come back. So hy sê hierso, tot vergewing van julle sondes, want julle sondes is die verbreeking van die covenant, en julle sal die gawe van die roog ontvang. En jy het nie nodig om daar en dan, toe Petrus daar gestaan het hy nie daar, waar het hy gestaan, daar by die tempel, nie? Waar het hulle by mekaar gekom, die 3 dae, of die van reg oor die wêreld, hulle het na die tempel toe gekom vir Shavuot. Hy het nie daar gestaan en agteroor geval nie. Hy het nie daar gestaan en in brabbeltaal gehamma nie. So, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hy was 'n voorbeeld van dat hy die Heilige Gees ontvang het. Net die tonge van vuur wat op Berg Sinaï was. Wat het hy gedoen? Die roog. Die Heilige Gees, ons moet ons woordeskat regkry. Die set apart roog. Wat doen iemand wat die roog ontvang het? Hier kom Petrus. Hulle dink hy's dronk, want hy's so vol van die Heilige Gees. Nee? En hier kom hy, wat is die voorbeeld? Wat doen hy? Hy witness! Wat is die bewys dat jy die roog het? Witness, uit wat uit? Jou persoonlike ervaring of die profete, soos Petrus? Dit is waaroor die uitstorting en die doping van die Heilige Gees gaan. En dit is waaroor die stem van God gaan, en dit is waaroor Shavuot gaan. Amen. Dis, hoe het ek gedoen vir tyd? Nie bad, 2 ure. Okay. Dis nogal lank. So, wat is ons program? Dis nou 'n bietjie open time. So, as ons honger is, kan ons gaan ietsie haal, dan eet ons saam. So ek weet nie, wil julle nou iets eet, of wil julle 'n bietjie gesels, want ek wil graag hê ons moet in ons oop tyd, moet julle bietjie getuig. En julle kan my persoonlike getuienis gee. En julle kan bietjie vra, en julle kan bietjie vra antwoord, en julle kan bietjie community, want een ou kan nie die hele tyd praat nie. En dan is dit half lunchtime, as dit nou 11 uur is, so dis eet en gesels en kuier bietjie, en dan wil ek regtig hê, voordat ons almal nou die hele middag gaan lê en slaap. Miskien moet ons, wat wil julle doen? Wil julle 'n middagslaapie vat? Dan kom ons sê, 3 uur, dan speel ons bietjie, waar is 'n lekker grasperk? Dan speel ons bietjie ietsie,
Hierdie handjie klap, nee? En vrot eier, ek weet nie. Of wil julle gaan ons sommer slaap? does it mean to dwell with me? Isn't it a picture of the garden in the beginning? What is guarding my garden? The way the tree of life, it's the full-faced revelation of who I am, of who I am. I became the way back, I became the open door, I became